Hallo julle. Hoop het gaan goed met julle. Daarom is meer as die helfte weer terug vanaand, so verlede week was daarom net te rof of te onheilig of te onbybels. Ek weet Benita hulle is weg hierdie week en Philip hulle is weg. So hulle het gevra, hulle wil nie mis nie. Dis hoekom ek nou maar die kamera hier het en dit probeer opneem. So maar sien wat kom hier uit, maar daar is 'n oog. Almal van julle was hier laasweek, nê? Nee. OK, niemand van julle was nie. Jy was OK. Sal opvang. OK. Goed. So hermeneutiek. So net weer daai inleidende skyfie met die lig wat sê ons is op soek na helderheid. Dis waaroor dit gaan, nê? Helderheid in terme van skrifinterpretasie en dan net weer vir my hierdie amper komiese aanhaling van Karl Kuipek wat sê dink jy hoe stil sou dit gewees het as mense net gepraat het oor iets waarvan hulle weet, nê. So net om dit weer in julle geheue te verfris. Alright, so ontmoeting 2 en soos ek verlede week vir julle gesê het, onthou hierdie is 'n ding wat bestudeer word. Ons dominees het 6 jaar wat ons met die goed besig is. So ons krap net die oppervlakte. En vanaand gaan ons so 'n klein bietjie dieper ingaan en miskien gaan jy goed hoor wat jy dalk nie geweet het nie. Dalk gaan jy goed hoor wat jou bietjie ontstel. En dalk is dit goed wat nie vir jou nuus is nie. Dalk is dit goed wat vir jou 'n lig laat opgaan in jou verstaan van die Bybel. So waar ons verlede week sommer net so 'n bietjie oor die konsep van hermeneutiek en hoekom dit belangrik is om oor te praat. So 'n bietjie oor 'n paar miskonsepsies rondom die Bybel en wat hy is en wat hy nie is nie, het ons gesels. En vanaand gaan ons 'n bietjie dieper in dit ingaan, waar kom die Bybel vandaan, al daai tipe van gesprekke, nê. So kom ons begin somme. En onthou nou, ons is nog besig om, ek sê nou hierso om op te ruim, maar ons is nog besig om te dekonstrueer, nê. Ons is besig om die geboue so 'n bietjie af te breek en van die mure nog so 'n bietjie af te slaan. En dan sal ons nou 'n bietjie begin nuwe mure bou, nê. Die sement aanmaak om te begin bou. So kom ons praat eers oor hierdie 3 konsepte en jy moet vanaand self 'n bietjie hieroor dink. So gaan nie te vinnig hier verby gaan nie. Hier's 3 bewegings in die geskiedenis van die Bybel oor hoe die Bybel verstaan word, nee, as ons praat van God se woord. So die eerste ene, die Bybel is die woord van God, met ander woorde ons ontvang wat God gee. So hierdie hele idee dat God het die Bybel uit die hemel uit laat val, en so het ons hom ontvang, en dis wat ons het. Goeienaand. Nee, geen probleem. So dis half 'n interpretasie daarvan. Dis natuurlik hoe die Koran, hoe die moslems glo oor die Koran, dat hy deur die engel Gabriël direk vir Mohammed gegee is. Hy kom direk van Allah af. So daar's mense wat hierdie idee het oor die Bybel, dat hy ook so uit God se hand uit na ons toe gekom het. Die derde beweging, of die tweede beweging altyd is dan God se woord in mensetaal. Met ander woorde, die Gees lei ons om in eie taal te skryf. Okay, so dis ook 'n beweging. Ons gaan nou so 'n bietjie meer daaroor praat, maar so dink so 'n bietjie in jou eie verstaan daarvan, as jy by 1, as jy by 2, en dan die derde interpretasie is dan om te sê die Bybel is geïnspireerde woorde oor God. Met ander woorde, ons verwoord geloofsinsigte, ervarings en interpretasies. Alright, so dis min of meer die 3 bewegings van hoe die Bybel gesien word deur die eeue, of gesien was deur die eeue en tot waar ons vandag is. So kom ons delf so 'n bietjie in hulle in. Okay, so die Bybel, die woord van God, soos ons nou vir mekaar gesê, dis een van die bekendste antwoorde wat Christene gee as hulle gevra word wat die Bybel is, nê. Dink so 'n bietjie, wat is jou antwoord as iemand vir jou vra wat is die Bybel? Wat is ons go-to antwoord? Dis die woord van God. Maar wat bedoel ons as ons sê die woord van God? Dis tog die belangrike vraag, nê. So daar is maar die gedagte rondom die Koran, die moslems. Nou, is dit wat Christene bedoel as hulle die Bybel as die woord van God beskryf? Nee, bedoel ons dit soos wat die Koran, soos wat die moslems die Koran verstaan? So wat presies bedoel ons dan? As ons hierdie bekende frase gebruik, die woord van God. Okay. Kom ons praat oor diagram 1, is dalk so klein bietjie klein.
Die eerste ene net om jou te herinner, die Bybel is die woord van God, met ander woorde, hierdie hele idee dat God uit God se hand uitkom. Nou in die 16de eeu, of in die tyd van die 16de eeu, die reformatie is die stryd gevoer oor die gesag van die kerk. Okay, so hier is 'n bietjie agtergrond oor hoe die ouens in die geskiedenis heen daaroor gedink het. So hier in die 16de eeu, het gegaan oor die gesag van die kerk, nee. Dink so 'n bietjie terug aan die voor die reformatie, dink aan die Rooms-Katolieke kerke, die gesag wat hulle gehad het of gegee het aan die kerk. Die kerk was amper bo die skrif. Nee, dis die belangrike ding om te onthou van voor reformatie. Nee, die Rooms-Katolieke kerk wat die eerste geïnstitusionaliseerde kerk was, hulle was bo en groter as die skrif gewees, nee. So in die Katolieke kerk, ten tye van die reformatie, die Bybel nie regtig 'n sentrale plek gehad nie. Nee. So die sakramente was meer op die voorgrond. Dink so 'n bietjie aan die flieks wat jy al gekyk het en dokumentêre oor die Rooms-Katolieke kerk, hoeveel moeite sit hulle nie in hulle sakramente in nie, nee. Ek bedoel van hulle wat glo dat die wyn letterlik die bloed van Jesus word, dat die brood letterlik die liggaam van Christus word. Dis hoekom hulle ook nie wyn en brood mag oorbly nie, want is die liggaam van Christus, dit moet klaar gebruik word. Daar is ook ander kerke wat dit ook vandag nog die gebruik het. Ek weet die Methodiste, ek was nou so 'n bietjie deel van die die Emmaus Walk gewees, en daar ook as ek nou nagmaal bedien, volgens binne in hulle tradisie, selfe betekenis as wat ons aan gee, maar baie meer ritueel georiënteerd, en dit mag ook nie eintlik oorbly nie, jy moet dit klaarmaak. So as alles nie gebruik word nie, dan hulle gebruik daarom druiwesap, anders sou ek dalk waarskynlik op my kop geloop het. Maar die punt is die Katolieke kerke wat baie klem plaas op sakramente, nee. Dan kom ons by die reformatie wat daar in die 16de eeu gebeur het, en dit het gesorg dat die Bybel 'n besondere prominente plek in die kerk ingeneem het, nee. So julle sal onthou, die van julle wat die hele storie van Luther ken, ek wys ook die Luther fliek vir die belydensklas, Charlotte het hom hierdie jaar saam gekyk. Dit vat ons so 4 sonde om deur die fliek te gaan, en dan het ons 'n bietjie gesprekke oor, maar dis 'n goeie agtergrond net oor net so 'n bietjie iets te verstaan van waar ons vandaan kom, nee. Maar die reformatie het Luther, en dit was nie net Luther nie, nee. Hy is altyd die prominente figuur, maar saam met hom was daar 'n klomp ander ouens ook gewees wat die Bybel weer baie meer sentraal wou maak, as wat die Rooms-Katolieke kerk het gedoen het, nee. So die Bybel wou hulle sentraal maak, en daar's bepaalde skrifbeskouings wat geformuleer was, wat lank die toon aangegee het, nee. So in ander woorde, voor die reformatie, sekere beskouing van die skrif, en dit was nie toeganklik vir mense gewees nie, in die 16 voor die reformatie nie, dit was net die priesters wat die Bybel kon lees, of kopieer daarvan gehad het. Luther die eerste ou wat die Bybel vertaal het, dink hy het hom vertaal in Duits, as ek reg kan onthou, en toe was hy, was Duits, nee, so ja, Duits het hom vertaal, en toe kon mense hom lees, en toe begin almal, weet, 'n Bybel in die hand, of ouens kon daar 'n Bybel in die hand kry, en hulle kon homself begin lees, en so is daar toe nou nuwe maniere oor hoe om die skrif te verstaan, wat altyd afhanklik was van die priester wat gesê het, nee. Dis hoe ons dit moet doen, jy kan nie reg strei nie, want dis hy die Bybel, jy het nie. Jy is 'n gewone mens, as 'n leek het dit nie. So die reformatie verander dit, draai dit op sy kop. Maak die Bybel prominent, maak die Bybel sentraal, nee, solio scriptura, soos wat ons verlede week vir mekaar gesê het. Nee, ons onthou gesê, dis hoekom ons in ons gereformeerde kerke eintlik die preekstoel wat bietjie hoër is, daar's baie simboliek agter dit, praktiese goed ook, maar simbolies ook bietjie hoër, aan die ander nader, heiliger in 'n sekere sin, en dan die Bybel wat dan oop is, nee, wat in die middel staan. So die reformatie skuif die gesag weg van die kerk na die woord, en vandaar die groot klem op die Bybel as God se woord. Nee, dis eintlik maar waar hierdie gedagte vandaan gekom het wat ons vandag gebruik, nie die woord van God. So dis 'n poging om te sê dat God die gesag het en nie mens of instelling of 'n instelling soos die kerk nie. So Luther se hele pleidooi was Bybel sentraal, God is die gesaghebende, nie die kerk nie.
So dis 'n groot deel van die reformatie. Okay, maar dit kan ook 'n bietjie problematies wees as ons net daar stop. Want ons oë kan gesluit word vir die menslike karakter van die Bybel. Okay. En 'n ongeloofwaardige wyse word die Bybel dan 'n orakelboek, nee, orakelboek. Ek weet nie of dit 'n anglisisme is nie, 'n vieslike een dalk wat ek hier gebruik, maar 'n orakel, met ander woorde, hierdie boek wat van God afkom, soos wat die moslems hom gebruik, nee, waarin God direk aan die woord is. Nee, ander woorde, die woorde wat ons in die Bybel lees is God se woorde self. Nee, so ons vergeet as ons net aan dit dink as hierdie boek wat uit die hemel uitgeval het, as God se woord, dat daar menslike faktore betrokke is. Nee, en dan skep dit problematiek. Nee, dit skep probleme vir ons. En ons gaan nou 'n bietjie kyk wat is hierdie probleme, nee. Maar vir eers net nou, as ons net dink aan dit as God se woorde, sy eie presiese woorde, en ons haal die menslike faktor uit die Bybel uit, skep dit probleme. Alright. Die mens is slegs die ontvanger van die goddelike woord, en dis nie oortuigend nie, want enige noukeurige lees van die Bybel, dat daar ook vlees en bloed is wat praat. Nee, ons kan nou so 'n bietjie na 'n teks of twee kyk, nee. Ander woorde, met God en oor God. Okay, maar mense wat praat met God en oor God. Okay, so dis die eerste voorstelling van die Bybel of idee van die Bybel as die woord van God, nee. Weereens, dink so 'n bietjie waar lê jy? Hoe dink jy oor die Bybel? En dan diagram 2. Met ander woorde, ons praat oor God se woord in mensetaal, nee, dat met ander woorde nog steeds hierdie gedagte dat die Gees mense gelei het om in hulle eie taal te skryf, maar so amper hierdie idee van dat die Gees half oorneem en hulle is amper so zombies en skryf nie, nee. Okay, so daar kyk hoe dit geskuif, nee, so in die 17de en 18de eeu het mense soos Copernicus en René Descartes hulle het 'n bydrae gelewer tot onderskeidelik die sterkende en die filosofie het die kerk voor nuwe uitdagings met betrekking tot skrifbeskouing gebring. Nee, so toe die wetenskap ontwikkel, is eintlik waarop dit neerkom. Soos wat die wetenskap ontwikkel het die verstaan van die Bybel as woord van God begin besef, maar ons hardloop nou mure vas. Want hier's nou goed wat ons nie kan verduidelik nie, wat in hierdie boek geskryf staan, in hierdie dokumente geskryf staan, en die wetenskap wys iets anders. Nee. Dink aan die konsep van die aarde wat plat is. Nee, die Bybel skryf asof die aarde plat is. Die beelde wat gebruik word, die aarde is plat. Hy staan letterlik op 4 pilare. So hierdie nou die wetenskap ontwikkel, maar die aarde is nie plat nie. Daar's seisoene, die aarde draai nie om die son draai nie om die aarde nie. Dink aan die tekste wat sê die son kom op en die son gaan onder. Ek bedoel, ons praat nou nog so, maar dis nie hoe dit werk nie, want hulle het ons weet dit, maar dis deel van ons taal om te sê die son kom op en hy sak, maar ons weet, dit is nie eintlik wat gebeur, en dis soos die aarde draai en hoe die aarde om die son draai, wat maak dat ons hom sien en dat dit nag en dag is, nee. Maar hulle het dit nie geweet nie, hulle het letterlik gedink, aan die een kant van die aarde kom die son op, en dan gaan hy in 'n wentelbaan om, en hierdie kant gaan hy letterlik af, en dan is hy weg, vir 'n ruk, en dan môreoggend, dan kom hy maar net weer op. So nou die wetenskap begin sê, maar dit kan nie so werk nie, dit is onmoontlik. En toe die huis begin sê, maar wow, wag. Ons gaan moet so bietjie breër dink as hoe ons dink op die oomblik oor die Bybel. So sekere uitsprake wat op letterlike historiese, ander woorde alles het presies gebeur soos die Bybel dit beskryf, hierdie aannames het berus, het nou vanuit die wetenskappe onderskoot gekom, nee. So weer eens, dink aan die voorbeeld plat aarde, 4 pilare. Nou sê ons maar, wow, dit kan nie, nee. So die menslike kant van die Bybel het hiermee noodwendig sterker na vore gekom, en nuwe formulering probeer dit verwoord, soos byvoorbeeld God se woord in mensetaal. So hier is 'n poging om dan te sê, okay wetenskap, ons hoor wat julle sê, en ons besef daar's 'n bietjie van 'n problematiek in ons verstaan van die woord van God, dat as dit letterlik net so van God af gekom het, dan het ons 'n probleem, maar selfs, maar so kom oor daai bruggie om te sê, maar, okay, dit is die Gees wat mense gelei het, om dan te skryf, nee. Maar, hier is ook
problematiek wat dit aanbetref nie. Want as die Gees mense net gelei het om te skryf, dan moet alles nog steeds in daai Bybel korrek wees. Anders kon dit mos nie die Gees gewees het wat gelei het, want die Gees kan nie verkeerd wees nie. So daar's nog so ou erken die menslikheid, maar 'n ou het nog steeds so 'n bietjie van 'n problematiek wanneer ons by dit uitkom, nee. Dit was 'n poging om nog steeds die gesag van die Bybel te verduidelik. So wetenskap kom in, nuwe goed gebeur, ons moet anders dink, maar ons nog steeds die Bybel verduidelik as gesaghebbend die woord van God, nee. So dis daai tweede beweging. En dan die derde beweging wat so jonk is soos die 20ste eeu. Hierdie beweging wat dan sê die Bybel is geïnspireerde woorde oor God. Ons verwoord geloofsgedagtes, ervarings en interpretasies. Met ander woorde, in die 20ste eeu die bevinding van die literatuurwetenskappe en die postmoderne denke betekenisvolle invloed uitgeoefen op die denke oor die gesag van die Bybel. Hiervolgens is die Bybelboeke die resultaat van mensewerk. Okay, so in die 20ste eeu het die ouens begin sê, maar miskien is die baie meer mense in as wat die minder mense in is. Dis eintlik wat hulle probeer sê. Met ander woorde, dit kan nie net die Heilige Gees wees wat mense half, weet nie wat hy skryf, dis die Gees wat hom lei om te skryf in 'n sekere sin. Sê maar, dit kan nie, daar's baie meer menslike faktore in die Bybel, nee, as gevolg van die ontwikkeling van ons denke en ons verstaan van realiteit, nee. Dit is dan mense woorde oor God, die geloofsinsigte, die ervarings en die interpretasies van mense word die erfenis wat aan die huidige geslag oorgelewer is. So wat probeer hierdie verstaan sê? Hierdie verstaan probeer sê dat ek het 'n interaksie met God, maar my interaksie met God vertaal ek of skryf ek, pen ek neer in my eie woorde. My geloofsreis saam met God. God se geloofsreis saam met die volk, skryf hulle neer. Hulle dokumenteer dit met ander woorde, nee. En dan sê ons maar in daai dokumentering is daar 'n baie sterk menslike faktor teenwoordig. Okay. So hierdie soort formulerings het baie gelowiges laat voel dat die gesag van die Bybel oorboord gegooi word, nee. Miskien, ek weet nie, voel julle nie. Miskien voel julle ook so, maar ander het dit gebruik om die aard van die Bybel se gesag te herdefinieer. Okay. So, ek gaan vir 'n oomblik daar stop. Dat dit nie net 'n lesing is nie. Wat is julle ervaring van dit wat ons nou gesê het? Hoe dink julle oor dit? Die fundamentaliste sal by die tweede ene inpas, dink ek. Baie meer by die eerste een? Ja. Onthou fundamentalisties is dus die direkte woorde van God. So ek moet dit direk, dalk 'n stukkie van twee, nee, maar ek dink as jy druk in 'n hoekie gaan hulle meer na die een toe skuif, nee. Ja. Ek onthou met die Bybel wat ander hy vir ons gegee het hy gesê daar's 'n klomp stukkies op papiertjies gewees en want mense het verskillende goeders gehad en dit is nou so bymekaar gesit, die klomp stukkies papier. Maar dit is volgens baie dan nou die menslike gedeelte. En dan sê ons nog, die Gees het nou hierdie mense geïnspireer om dan nou die regte gevolgtrekkings te maak. Okay. Ja, voel vir my die derde een is naaste, my persoonlik, staan die waarheid. Omdat daar's oor eeue verskillende mense betrokke was met hulle, elkeen met sy eie uitgangspunt en kultuur en omgewing. En hy moes dit interpreteer. So dit voel vir my die naaste en wat vir my sal werk. Ja, dis moeilik, nee. Dit bly ek verstaan ook die derde beweging en is deel van die Bybelwetenskap. Maar omdat die derde een sê nie dat die Heilige Gees nie teenwoordig is nie, of nie betrokke is nie, glad nie. Dink die derde diagram probeer net sê dat daar's baie meer menslike faktore as wat ons graag dalk sou gedink het of wou gehad het.
is my altyd, ek sê altyd vir hulle ook in myself, dit is my goed as ons na julle luister wat langs studeer het, om die agtergrond te verstaan, van daar iemand sê iets in die Bybel, sê, hoekom sal hy nou so iets sê? Ja. Maar as jy nou verstaan, sy kultuur en sy agtergrond, daar is my baie van dit in dit, hoekom het hy dit gesê, omdat hy dit so gesien het, of so ervaar. Ja. So dis, Die Christene kap ons daarby, as hulle in die Ou Testament lees van al die oorlog en bloedvergieting en al die wreedheid, dan dink hulle, maar wat nou? Die Bybel praat van sulke goed, praat hy dit goed of wat? Ja, dit is een van die groot stokke waarmee die heidene, of nie die heidene nie, maar die ateïste en daai tipe ouens ontslaan, is oor dit. Hulle sê die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament is dieselfde God nie. Hulle sê, julle praat hier van twee verskillende gode. Maar is blootheid omdat hulle nie die Bybelwetenskap verstaan nie. Hulle verstaan nie die konteks en die agtergrond en die kultuur van die Ou Testament teenoor die kultuur van die Nuwe Testament nie. So, omdat jy die kultuur begin ondersoek, dan kom jy agter, maar dit is dieselfde God, wat gewerk het binne 'n spesifieke kulturele konteks nie. Okay, maar ons gaan nog daarby kom, maar ja, dit is, hierdie is een van die dinge waar die ouens dalk kom en sê, maar daar is soveel foute in julle eie Bybel. Hoe kan julle glo wat daar binne staan? Nee, en soos hierdie is 'n poging om te sê, maar ons weet daar's foute, en dis okay dat daar foute is, en ons verstaan hoekom daar foute is. Wat die foute maak nie, diskrediteer nie, dat hierdie die woord van God is. Met ander woorde, wat bedoel ons as ons dan sê die woord van God? Want dit voel nou amper asof ons nie kan sê dis die woord van God nie. Dis die woord van mense. Maar die gevolgtrekking is, ongeag die verskillende formulerings, is die Bybel steeds die weg waarlangs God ons help om iets van hom te begryp. In ander woorde, selfs al is dit deur 'n boek met 'n menslike karakter, met historiese foute en met tydsbepaalde uitsprake, help dit ons om verskillende gesigspunte wat in die Bybel opgeneem is, beter te begryp. Okay? So dit is steeds moontlik om met oorgawe te bely. Dit is daai moet woord wees, dit is die woord van God. Die Bybel bly onverswak die gesagsboek van die kerk. Okay. So dis die gevolgtrekking, nee. Maak nie saak hoe dit nou eintlik ontwikkel het nie, en ons het pogings om te probeer verduidelik hoe ons die Bybel verstaan, maar die punt is, as gereformeerdes bly ons bely dat die Bybel is die woord van God, in die sin dat die Bybel is die vinger wat wys na God toe. Dis ons enigste gesagsboek. Daar's geen ander boek van gesag in die gereformeerde tradisie. Die Bybel, sola scriptura, bly die middelpunt. En weer eens nou is die vraag net, hoe verstaan ons hierdie gesagsboek van ons? Okay. So kom ons praat oor die tradisies van 3 Bybels. Hierdie is baie interessant, hè. Breedweg gesien het die Christendom in 3 groot tradisies ontvou. Okay? Vir ons tema vanaand, en van die doel van ons gesprek, kan ons sê is dat elke van hierdie tradisies 'n eie kanon het. Ander woorde 'n eie Bybel het. Dis 3 tradisies, elkeen met hulle eie Bybel. Daar's groot ooreenstemming, nee, maar daar's tog ook verskille. So ek gaan gou vir julle wys wat die verskille is. Hierdie was vir my nog baie interessant toe ek op 'n dag met hierdie te doen gekry het, nee. Ek gaan staan om vir julle te verduidelik. Hier is, hoekom is dit so, ek gaan kyk of ek dit bietjie minder dof kan kry, miskien dat julle beter kan sien, dat jy ding homself het gereset hierso. Reset na jouself, as hy, dankie. Goed, wat ek net kyk of ek hom bietjie duideliker kan kry. En nou is jy doffer, terug, en dan. Hierdie ding, dog is so fancy, die ding moet homself fokus, maar come on! Raai, kom kyk. As hy, terug, as hy. Okay, kom ons kyk of het, is bietjie duideliker, maar julle gaan nie mooi sien, maar ek gaan julle verduidelik. So die 3 hooftradisies, Christelike tradisies, die hoofchristelike tradisies, wat vandag nog bestaan, is die protestante, die katolieke en dan die orthodox, nee. So, waar lê ons is protestante, nee.
Die katholieke ouens en die orthodox, hier is hulle Bybels, die katholieke, die protestante 39 in die Ou Testament, die katholieke het 46 boeke in hulle Ou Testament, die orthodoxe het 51 boeke in hulle Ou Testamentiese weergawe. Vandag ook, nee, hier is nie ou goed nie, as jy nou 'n protestante Bybel, orthodoxe Bybel vat, gaan jy sien dat 51 boeke in die Ou Testament. Die Nuwe Testament is dieselfde as net die Ou Testament waar die verskille in kom. So dis nou wat hierdie voorstel, nee. So hier's die hoof, kan nou maar sê wat ons gebruik, en daar is die katholieke sin by en daar is die ortodokse by. Alright, so met ander woorde, ek seker dan jy aan die omkant. Nee. Wat bedoel jy met die ortodokse Bybel? Ander woorde, omdat hier is die 3 tradisies, nee? Ons het uit die katholieke wat die oudste tradisie is, en dan in die reformatie toe kom die protestante, maar ons het ook 'n beweging wat die ortodokse beweging is. Ouer. Hulle is nie wenig ouer nie, maar het ook half uit die katholieke uitgekom. So die Grieks-ortodokse Dis die Grieks-ortodoks, die Rooms-ortodoks, daai ouens, nee. So, dis ook ouens wat baie klem lê op die sakramente byvoorbeeld, baie klem lê op hoe jy 'n ding doen. Daar's 'n baie sterker menslike faktor in hulle verstaan van God as ons verstaan van God. Nee, so dis 'n derde beweging. So ons is as protestante, hier's ons bekende Ou Testament, maar hier sal julle nou sien, byvoorbeeld die ortodokse het hier 'n boek by Esdras, 1 Esdras byvoorbeeld, maar die katholieke het hom nie en ons het hom nie. Dan is hier so die katholieke se boeke by, die Tobit, die Judith, ons het almal Ester, daar's 1 en 2 Makabees, jy sal al gehoor het van Makabees, nee? En soos julle sien, Spiet kom daai boeke wat nou ekstra bykom het ons as apokriewe boeke beskou. Ja, dis die apokriewe boeke. Met ander woorde, nee. So wat net interessant is om op te let is die verskille in die drie hoof Christelike bewegings, nee. Dat ons kanon, in terme van ons Ou Testament lyk nie dieselfde nie. Ja, grootendeels is ons 80% dieselfde. Maar selfs wat ons sien as gesaghebend, het hulle meer boeke by, en hulle nog meer boeke by as gesaghebend. Maar as protestante sê ons nee, hierdie is die gesaghebende boeke in ons, in die Bybel. En dis die enigste Ou Testament boeke, wat ons sê is gesaghebend genoeg, om in die kanon te kom. Dis vrek interessant, nee. As julle studeer, leer julle van die ander boeke ook? Nee, ons bestudeer dit nie regtig nie. Ons is bewus van dit. Ek het 'n apokriewe byvoorbeeld het ek by die huis. En wanneer ons die apokriewe lees, byvoorbeeld 1 en 2 Makabees, dan help dit ons om dis soos 'n venster, 'n ekstra venster in die wêreld van die antieke mense. So dis die waarde wat die apokriewe het. Ons sal sê dat dit nie gesag nie as woord van God nie, maar ons sal sê dat ons dit nog steeds lees om ons te help om 'n beter verstaan te kry van daai wêreld. Ons praat van die twee wêrelde. Ons is in die wêreld, daar's 'n wêreld 2000 meer jaar terug. As ons nog 3000 jaar, 4000 jaar terug wil gaan, daai venster help ons om iets te verstaan van daai wêreld, dan help dit ons om iets beter dalk te verstaan van ons eie kant. In terme van die sosiale konteks, die sosiale wêreld. 'n boek byvoorbeeld soos Enoch, ek wonder of hy is, moet ek gesien. Ek dink nie hy is in, ek dalk hier so by die protestante. Nee, hy is nie. Okay, maar daar is byvoorbeeld nou 'n boek en dis altyd 'n groot debat onder wat ouens ook wil gebruik om te sê die Bybel is maar is eintlik verkeerd. Daar's 'n boek Enoch. Nie veel gehoor het van Enoch nie. Nou weer eens Enoch, dis waar die flat earthers gebruik Enoch as maar die flat earther, Enoch praat baie van die aarde met die pilare en die koepel en praat baie oor waar kom engele en demone en die duiwel en daai goed vandaan. Nee, dit brei baie uit op dit wat ons kanon nie noodwendig in het nie, maar ons gebruik dit nie as gesaghebende dokument om te sê dit bepaal hoe ons oor God dink nie. Ons kanon, en nou is die vraag, hoekom sou die protestante net hierdie 39 boeke in ons kanon opneem?
weet hoekom sou ons? As baie antwoorde daarop, of baie moontlike antwoorde op, ek dink die belangrikste antwoord vir my is, as jy teruggaan, en hierdie kan 'n ou nou gaan toets in die geskiedenis, en hier's waar, hoe sê hulle, scholars, wat is die mooi Afrikaans vir scholars? Skoliere klink soos geleerdes, teoloog, kom ons noem hulle teoloog. Hier's waar teoloog verskil. In ek dink as jy mooi na die geskiedenis teruggaan, is die 39 boeke wat ons in ons kanon het, was die 39 boeke wat van die eerste eeu af gesien was as die 39 gesaghebbende boeke. Okay. Baie van hierdie ander boeke, veral die katholieke boeke, het eers ontstaan hier so 400 voor Christus. Met ander woorde, heel wat later as die 39 word hulle teruggedateer. So ons sal sê, nee, die 39 wat ons het, dink ons, glo ons, is die mees gesaghebbendste, wat aanvaar was deur selfs die eerste eeuse gelowiges, as die gesaghebbende dokument. Wie en wanneer is besluit? Is hierdie, ons kom al by, ja. Excuse Christine, jy het gesê die protestante het 39, die ortodokse 51, hoeveel het die katholieke het 46. Ja. So, ook baie oor hierdie goed gaan lees, besop met wat jy lees hieroor, want ons baie swak teologie ook. Lees, daar's goeie navorsing oor hierdie goed. Die 400 jaar, dis die laaste profeet. Ja. En die eerste een in die Nuwe Testament. Ja. Ek het so 'n bietjie gegoogel en weer gekijk, dit is verskriklik interessant. Daar het soveel goed gebeur. Ja. Wat nie in die Bybel opgeneem is. Ja. Is dit nou daar waar die baie van dit lê daar. Baie van dit lê daar. Makabeus, Enoch is geskryf van daai tyd byvoorbeeld. So baie van hierdie dokumente praat daarvan. Maar ons glo dat daai 39 boeke tot daar is die enigste gesagvolle boeke oor God. So ons sal weer eens, ons sal dit lees, maar ons lees dit nie om te glo as die woord van God, ons lees dit om ons te help om ons 39 boeke te verstaan. Of om daai tydperk te verstaan voor Jesus, daai 400 jaar voor Jesus gekom het. Beteken dit God het vir 400 jaar lang opgehou praat en al ons tekens. Ja, daar was nie veel stilte gewees. Daar is 'n bietjie van 'n diskrepansie dink ek in daai, as ou dit so soos ek sal nie sê God het stil geword nie, maar in terme van die dokumentering van God se woord, ja. Want dis nie dat God nou versigtig is om God het onttrek vir 400, dit is glad nie wat gebeur het nie. Ek dink nie God het onttrek uit sy volk uit nie, maar dit die gesaghebbende dokumente wat ons het, sal ons sê, is min of meer tot daar. So hierdie is baie keer baie nuus vir mense en dit kan 'n paar vraagtekens by ons los. En ons ou kan, daar's 'n skrikkelike goeie navorsing oor hierdie goed gedoen. Veral navorsing wat nou begin opduik, ouens wat regtig moeite hiermee maak en ek kan vir julle sê met redelike groot sekerheid sê dat ons 39 boeke kanon, Ou Testament kanon is waarskynlik baie naby aan die ware Jakob. Okay. Alright, kom ons gaan. As ons laas 'n bietjie daaroor gedink. Alright. 3 flaters wat ons maak. Ontmoeting 3, ekskuus, ontmoeting 2. Alright, kom ons praat so 'n bietjie. Nou hier's waar dit bietjie modderig kan raak, nê. Maar bear with me, want hierdie is baie belangrik in terme van 'n verantwoordelike interpretasie van die Bybel. Kom ons praat gou oor letterlik en figuurlik. Dis altyd flater, een van die grootste flaters. Daar's nou 2 baie eenvoudige voorbeelde. Daar's 'n slang in die gras. Okay? As ons in die wildtuin ry en iemand sê daar's 'n slang in die gras, dan is dit waarskynlik letterlik daar sy 'n slang. Nee. Maar in ons Afrikaanse taal het ons hierdie pragtige uitdrukking wat sê daar's 'n slang in die gras. Dink maar aan Eskom se hoofkantoor. Nee. In ander woorde, dis 'n beeldspraak om te sê iets is fout, iets is nie reg nie. So, al 2 frases as jy hom net daar gaan neersit, dan moet jy vir jouself vra as dit dan letterlik of figuurlik bedoel, nee. Maar die konteks gaan vir jou sê of dit letterlik of figuurlik is, nee. As jy daai sinnetjie net so lees in 'n boek sonder enige ander konteks, dis die enigste sin in 'n boek, gaan jy baie moeilik sê of dit letterlik of figuurlik bedoel is.
Jy kan dan maar eintlik daarmee maak wat jy wil. Maar die oomblik as jy die storie om hom begin bysit. Mense het in die wildtuin gery, hulle het 'n klomp leeu's gesien. Ewe skielik skree Sunny, daar's 'n slang in die gras. O ja, dis letterlik, daar's 'n slang in die gras. Nee. Of dan nou 'n dokumentêr oor Eskom en dan as daar's 'n slang in die gras. O ja, nee, dis figuurlik, beteken ons moeilikheid. Of daar's iets nie pleis nie. Selfs met die voorbeeld, vandag is maandag, die lug is blou. Dan weet ons, dis letterlik bedoel, die lug is letterlik blou vandag. Maar ons het 'n pragtige uitdrukking wat sê, dit is 'n blou maandag. Nee, selfde ding, wat eens letterlik, wat eens figuurlik, nee. Okay. Wanneer kom by skrifbeskouing, is dit hier waar ouens koppe stamp, hier waar mense baie keer geloofsstryd begin het, vorm, omdat die teologie begin sê, die beweging begin sê, maar daar's dalk baie meer figuurlike gesprekke in die Bybel as wat ons gedink het. Okay, ons gaan nou 'n bietjie aan hulle raak. Okay, so there's a lot, he's lost his marbles. Dit 'n figuurlike interpretasie loop skeef as ons nie die basiese onderskeid tussen letterlike en figuurlike taal in ag neem. So net soos wat ons in Afrikaans die onderskeid het tussen letterlik en figuurlik, is presies dieselfde in Hebreëus, dieselfde in Grieks, die twee tale waarin die Bybel geskryf is, nee. Kom ons praat gou hieroor voor jy nou skrik. Dat ek net hierdie verduidelik en dan kan ons bietjie daaroor praat. Right, so. Hier is 'n paar verhale wat ons sê waarskynlik nie letterlik bedoel is nie. Right, die skepingsverhaal. Kom ons begin met die skepingsverhaal. Okay. Hoekom sal die skepingsverhaal nie noodwendig die skepingsverhaal, of kom ek sê so, die skepingsverhaal skep vir ons baie probleme as ons hom letterlik interpreteer. Dis nie fiksie nie, dis feite. Of is daar 'n verskil tussen fiksie en feite in die Bybel ook? Ek sou sê moenie fiksie sien as nie feite nie. Kom ek sê so. Maar moenie beeldspraak, moenie letterlike taal en figuurlike taal. Dis die belangrike is eintlik daai twee, letterlik en figuurlik. So figuurlik bedoel ons nie dat God, hier is die verskil. 'n Boek soos Genesis, veral die eerste 11 hoofstukke, is baie metafories geskryf. Nou ons het altyd het ons maar geleer, dis letterlik, en dis maar waar jou creationist vandaan kom, vandag nog die creationiste, ander woorde, hulle glo letterlik 6 dae, 7 dae, aarde is net 6000 jaar oud en klaar. So hulle lees die skepingsverhaal letterlik. Okay. Nou sukkel mense met hierdie konsep, as ons nou sê, dis figuurlik, en beteken dis net 'n fiksie. Fiksie beteken dat dit nie gebeur nie. Dis die bedoeling nie. Die bedoeling is, as ons sê dit is figuurlik, bedoel ons, die skrywer wou iets sê van die karakter van God deur die vertelling van hierdie verhaal. Okay, dis die eerste groot ding wat ons moet besef. So wanneer die karakter of die skrywer hiervan probeer skryf, dan probeer hy nie vir ons 'n letterlike of 'n wetenskaplike of 'n historiese eerder 'n historiese weergawe gee van hoe die skepping ontstaan het. Dis nie sy doel nie. Dit was nooit die bedoeling van daai teks om 'n historiese dokument te wees. Die bedoeling van die skepingsverhaal was om vir ons iets te vertel van God. Nou moet ons in ag neem, hy het ontstaan waarskynlik in die Babiloniese tyd, toe die Judeërs in Babilonië was, toe dit met hulle baie sleg gegaan het. Daar was alreeds skepingsverhale wat bestaan het in die Babiloniese tyd, van hulle eie gode, nê. Nou kom die Christene, dit was nog nie daar nie, nou kom die Judeërs, en hulle sê, maar wag, kom ons vertel julle, hoe die aarde tot stand gekom het. Dan gebruik hulle daai selfde filosofie, maar hulle verander die nuances, waar in die ander skepingsverhale is die gode, ons mense is poppies. Hallo? Ons net wat pilarig is. O. En julle het weggevat. Nee, ek het nie. Dit kan dalk Nicolette hulle wees, bel haar. Maar ek is maandag ook. Okay, ja, skus, ek weet nie. Alles lyk mooi daar. Okay, great, dankie daar. Waardeer, dankie. So met ander woorde, hulle het gesê dat die gode het mense geskep eintlik vir hulle vermaak. En dan die gode kan mense vernietig en maak met ons wat hulle wil. Toe kom die sê nee, die God wat ons aanbid, die Jahwe wat ons aanbid, is baie groter as dit.
Hy het geskep om in verhouding te wees. Hy skep uit genade, hy skep uit liefde uit. Hy skep nie om homself te vermaak nie. Hy gee selfs iets van homself wanneer hy mense skep. So hoor hulle die nuance verskil. So die skepingsverhaal wil vir ons sê dat God het geskep en ons God wat ons aanbid, lyk anders as julle God en hy skep anders as julle God. Hy's eintlik 'n God wat geskep het uit liefde uit 'n verhoudingsgod, nee. So dis eintlik irrelevant of dit nou 6 dae was of 6000 dae was en of dit 6000 jaar was en of dit 6 miljoen jaar was. Dit maak nie 'n verskil in die betekenis van die teks nie. En dis waar ons nou begin inkom om te sê maar as ons sê dit kom net van God af en is direk uit die hemel uit, dan loop ons in hierdie ding vas om te sê maar die wetenskap sê vir ons iets anders. Nou kan die Bybel en die wetenskap nie met mekaar praat nie, want ons het hierdie letterlike verstaan van sekere aspekte van die Bybel. Nou kom ons en ons sê maar eintlik as ons gaan kyk na die literêre aard van sekere Bybeltekste en dan sê ons maar dis nie bedoel om vir ons historiese wetenskaplike feite te gee nie, maar vir ons 'n karakter eienskap van God met ons te deel. Daar is 'n verskil, nee. Noag verhaal, hy's amper vir my op 'n mespunt. Ja, natuurlik wil dit iets van God met ons deel. Ek weet mense wil graag glo dat die Noag verhaal waar is en dat hy regtig gebeur het soos wat daar staan. In 'n geval as jy die Noag verhaal gaan lees, is daar 2 dele. Dit lyk soos 2 verhale wat in mekaar of in mekaar ingeweef is. Dit lyk dis nie as jy mooi die Genesis verhaal gaan lees van Noag, dan sal jy agterkom veral as jy meer na die Hebreëus gaan kyk, dis nie dieselfde. Dis 2 verhale wat die skrywer bymekaar probeer sit het, nee. So nou kan ons sê maar okay, dan met ander woorde, jy weet, dit is dan maar weer verkeerd en ons kan nie in die Bybel glo nie. Nee. Weer eens, wat wou die Noag verhaal doen? Die Noag verhaal wil vir ons iets vertel van God. God hou nie daarvan as ons mense heeltemal goddeloos optree nie en dit wil eintlik vir ons vertel dat God nie opgegee het op die mense nie. Want die hele konsep van dat hy Noag en sy gesin gered het, God kon gesê het, ek vernietig die hele aarde, die hele skepping en begin van vooraf. Maar nou sien ons nie, God glo nog steeds in die mens, hy glo nog steeds in sy skepping, so hy begin nie van vooraf nie, maar hy begin niet. Nee. Hoor julle die verskil? So die skrywer wil vir ons sê, God gee nie op die mens nie. Ja, hy hou nie van wat ons gedoen het nie. En hy staan nie daarvoor nie, want hy is 'n God van geregtigheid, maar hy het nie helemaal oorbegin nie. En dis die genade storie van Noag. Nee. Irrelevant of dit waar is of nie. En as dit waar is dit fantasties, nee, maar hoor julle die verskil? Of dit nou waar is of nie waar is nie, dit vat nie die betekenis van wie God is weg nie. En dis hier waar, soos ek sê, dis nou hier waar mense baie battle hiermee, nee, want ons wil hê dit moet 'n ware verhaal wees. Jona, onthou jy toe ons 'n bietjie die reeks oor Jona gedoen het, selfde ding, nee. Jona, as jy na die literatuur gaan kyk en jy gaan kyk na die tradisie van die antieke wêreld, was nooit bedoel gewees, dink ek in 'n geval, die meeste navorsing en vingers wys daarna toe te sê dat Jona waarskynlik nie waar was nie. Ja, die skrywer was slim, hy het 'n figuur gebruik wat bestaan het, wat Jona was. Daar was 'n profeet Jona. Maar dat hy regtig nou 3 dae in 'n vis se maag was, jy weet, is eintlik nie die doel nie. Die doel van die vis se maag 3 dae was, hy was in die doderyk. Hy was in die water, hy was in die hel, in die doderyk. Hy was ver verwyderd van God af. Dis waarop dit neerkom, nee. So nou kan ons redeneer en koppe probeer stamp oor, was dit nou waar of was dit nou nie waar nie? En ek sal sê dis irrelevant vir my. Die verhaal, Jesus het stories vertel. Gelykenisse. Daai gelykenisse, was dit waar? Nee. Hy het stories vertel. Hoekom vertel hy die stories? Om ons iets te leer van God en ons verhouding met hom. En hoe God dink oor ons as mense. In die Ou Testamentiese wêreld is nie anders nie. Hulle het ook dit gedoen. So wat probeer ek sê? Ek probeer nie sê dat as jy glo Noag was regtig en Jona was regtig, dat daar foute is met jou skrifbeskrywing, nee. Ek wil net nie almal uithaal om te sê, selfs al was dit nie, beteken dit nie dat ons daai dele nou uit moet skeer en sê, dis fiksie, gooi dit weg, nie glad nie. Want dit is die aard van daai teks.
dis die bedoeling van, dis die literêre aard van daai teks. Dis nie 'n historiese dokument nie. Was nooit bedoel om een te wees nie. Alraai. Biliam se donkie wat praat. Ek bedoel, dis belaglik. Bome wat praat, slange wat praat. Dink aan die slang in die tuin, nee. Van Eden, slang wat praat, dit is vergaande. So nou lag mense sê, ja, maar die hele boek sê 'n slang het gepraat. So weet jy, kom ek vertel jou eintlik wat agter dit lê. Dit gaan eintlik nie oor die slang wat praat nie. Dis 'n veronderstelling van die mens wat teen God se wil opgetree het en eerder geluister het na iets anders as God se wil, as God se stem. So eintlik gaan dit nie oor die slang wat praat nie. Dit is pragtig om te sê. Het jy nog nooit gedigte gelees nie? Nee, gedigte is pragtig. Ek doen my gedigte op skool. Dis mos nie waar nie. Baie van hulle nie. Maar dit wil iets vertel. En hierdie wil iets vertel van God. Okay. So, ek sê nie, jy moet glo dat dit nie gebeur nie. As jy glo dat dit gebeur, verstaan, moenie vanaand hoor dat ek jou heeltemal nou wil oortuig dit het nie gebeur nie. Dis nie die bedoeling nie. Al wat ek probeer doen is om net so bietjie die oppervlakte die spanning so bietjie weg te vat om te sê, maar dit was nie noodwendig die aard van hierdie tipe dokumente nie. Skepingsverhaal is, kom ons gaan dit bietjie dieper aan, nee, julle ons is by 'n kwart van waar ons moet uitkom, maar hierdie is so belangrik. Kom ons vat Genesis, nee. Dis 2 skepingsverhale in Genesis. Dis nie een nie. Ons 2. Genesis 1 en Genesis 2 is ver uit mekaar uit geskryf. Dit is nie eers naby mekaar in terme van waar hulle vandaan kom nie. Dit is 2 verskillende skrywers. So nou wil ons dit letterlik opneem. So wat moet ek nou glo van die 2? Glo ek nou Genesis 1 of glo ek nou Genesis 2? Want Genesis 1 is die diere voor die mens geskep, maar Genesis 2 is die mens voor die diere geskep. So wat moet ek nou glo? As ek nou letterlik gaan op dit, hoor julle die problematiek. So ook die Noag-verhaal soos ek sê, en omdat die Noag-verhaal is nie die eerste vloedverhaal nie. Dit is 'n baie ouer vloedverhaal in die Babiloniese tyd. En die ooreenkomste tussen ons verhaal en die vloedverhaal van die Babiloniese tyd is baie dieselfde. So het ons gekopie en paste? Nee. Ons wil iets vertel het, of ten minste die skrywers wil iets vertel het van die Jahwe, die God wat hulle aanbid, die ware God, soos hulle dit sou benoem, nee. Okay. Right, dit het ons eintlik maar vir mekaar gesê. Loop in probleme vas. Right. Kyk, hy laaste sin letterlike lees kan baie keer die teks meer doodmaak as wat hy lewend maak, nee. En daarom vat ons vanaand. Okay, nou keer gelees van die Noag-verhaal, ons het daaroor gepraat. Hier's ietsie rondom history en history, nee. Dit kan 'n ou dalk onthou tussen letterlik en figuurlik, nee. Dis eers wanneer die Noag-verhaal as history, God's story, beskryf word en nie as history wanneer hy eintlik tot sy ware reg kom. Okay. Right, Vader 2, wanneer letterlike goed vergeestelik word. So die ander kant is ook waar. Wanneer ons letterlike goed vat wat eintlik letterlik bedoel is en ons sê maar is eintlik metafories. Hier's 'n goeie voorbeeld, net Psalm 137 vers 9. Wie van julle het hom al gelees? Gelukkig is hy wat jou babietjies gryp en teen 'n klip verbrysel. Dit staan in die Bybel. Dis verskriklik. Waar gaan dit? Babiloniese tyd. Nee? Wil ons wat maak jy nou? Wil ons uitgeskrik. Was te erg om te ja, dit was te erg om te wys, nee. Dan kan so iets in die Bybel staan. In ander woorde, hierdie was die Babiloniese tyd, nee, en die Babiloniërs, die skrywer van die Psalm 137 wou iets sê van hierdie groot wrede Babiloniese groep mense en wat hulle doen aan mense en weet jy, dis eintlik net goed genoeg dat jou babietjies se koppe moet eintlik net teen klippe stukken gegooi word. Dit is so erg hulle teen die Babiloniese ryk gedink het. Nou kan ons dit probeer om dit nou
hoe kan ek nou maar sê, te figuurlik te probeer interpreteer, want 'n ou het dit probeer doen, hè, Origenes, of Origenes dink spreek dit uit. Hy het byvoorbeeld gesê, hy wou hierdie ding nou oplos, toe sê hy vir hom en die babietjie se koppe, wat teen die rots verbrysel moet word, gedui op ons sondes, en die rots is Christus. Klink mooi, maar dis nie wat die teks sê. As jy 137 lees die hele teks, het gaan oor die Babyloniërs, het gaan oor hierdie ou wat, hy wend eintlik, hy sê eintlik hoe sleg hierdie ouens is. Alright, Hooglied. Mense probeer Hooglied figuurlik interpreteer, nee, dan sê hulle is eintlik oor tussen Christus en sy bruid, ja, Christus en sy kerk, sê ek jy so. Lees Hooglied, dis 'n erotiese bundel wat bestaan uit liedere uit. Hooglied is 'n boek wat 'n tiener nie moet lees nie. Punt. Hy moet gesensor word. Jy mag hom nog nie lees nie. Dis sy pa langs sy sit. Ja. Ek in die Kaap bly. Weet ek die voertuiges weer gaan betrokke gewees. Ja. Kyk ek is van 'n 4 seunskool Kaap. En toe hulle staan in 6 skool. Toe gaan hulle op 'n kamp. Ja. En daai eerste toe hulle in my klas instap, na hulle by Hooglied gelees. Dis die mooiste boek in die lewe. Sien het vir hulle gesê, julle gaan blou, en julle dink in julle gaan, ek wil nie 'n woord van julle hoor nie, julle lees Hooglied, ons gaan oordag. Goodness gracious, ja nee, dis gevaarlik. Klomp tieners lees Hooglied. Nee, so hier's 'n voorbeeld van iets wat nie figuurlik bedoel is, dis letterlik bedoel. Dis 'n letterlike genre. Dis 'n bundel van liedere wat iets wil vertel van die mooiheid van 'n man en 'n vrou en hoe hulle mekaar kan geniet. Ek bedoel Karl Barth het gesê, I take the Bible too seriously to read everything literally. Een van ons groot kerkvaders. Hoekom? Want as ons dit alles net letterlik maak, verloor ons iets van die diepheid en die rykheid van die Bybel. Okay. Byvoorbeeld, hier's nou nog 'n paar Ou Testamentiese voorbeelde, nee, as ons dit nou net letterlik sou lees, die 7de dag, daar in Eksodus 35, die 7de dag van die week moet 'n gewyde dag wees. Dis 'n rusdag tot eer van die Here. Elkeen wat op die dag werk, moet doodgemaak word. Jy mag ook nie op 'n rusdag vuur maak nie, so jy mag nie braai nie. Nee? Moet jy sien werk. Vir hulle was dit. Nee. Hulle het selfs die Jode in die antieke wêreld het selfs, omdat daar's wette wat sê hoe ver jy mag gestap het op die Sabbat, nê? Daar's Jode wat by hulle deure van hulle huise afgemeet het en 'n stok geplant het. Om te weet ek mag nie verder as hierdie stap nie. Dan sondig ek, nê? So wat doen ons nou? Kyk, as ons dit letterlik lees, dan moet ons almal wat op 'n Sondag, eintlik op 'n Sabbat dan nou, of jy die Sabbat nou Saterdag of Sondag, dis nou 'n ander gesprek, maar kom ons sê dan op 'n Sondag in ons terme. As jy dan op 'n Sondag werk, dan is dit nou maar tickets met jou, ons moet jou doodmaak. Want daar staan dit in die Bybel, daar staan dit letterlik. Daar's dit. Nee. Dis verbode om waterdiere te eet, of om 'n waterdier te eet wat nie vin en skibbe het nie, nê. So ons mag nie krewe en prons eet nie. Sorry vir julle. Ek is klaar in moeilikheid want ek het nie lank terug net ek prons geëet. So daar staan dit in Levitikus 11. In Levitikus 21, as 'n priester se dogter haar ontwy deur te hoereer, ontwy sy ook haar pa en moet sy daarom verbrand word. Nie net doodgemaak word nie, sy moet verbrand word. Nee, dis staan daar. So, die onthou die seuns in die antieke wêreld, hulle was nie so erg. Hulle was nie so erg nie. Kom ons praat Nuwe Testament, 1 Korintiërs 14, nê, Paulus wat hier skryf. Soos in al die Christelike gemeentes moet die vrouens ook in julle byeenkomste stil bly, want hulle word nie toegelaat om te praat nie. Hulle moet onderdanig wees soos die wet ook sê. As hulle iets te wete wil kom, moet hulle tuis hulle eie mans vra, want dit is lelik vir 'n vrou om in die erediens te praat. Maar as jy kyk in Vir my goed. as jy kyk
hy is so gebou dat die vrouens sit die imam kan hulle nie sien nie en hulle kan hom nie sien. Ja. So Ja. dit is presies dit. Ja, dit kom dis dieselfde. Ja. So net om ietsie te illustreer van as ons dit net letterlik interpreteer en net vir face value vat, dan het ons probleme. Nee, wat daar staan dit? Julle die vrouens mag nie hier gewees het vanaand. As ons erg streng vroeë Christen Paulus denkend was, mag die vrouens nie vanaand hier gesit het. Net die mans mag hier gewees het en die vrouens moes by die huis gebly het of in die karre gesit het en julle moes maar vir hulle vertel het by die huis wat hier gebeur het. Dis hoekom maar vir so lank ook tekste soos hierdie wat hoekom vrouens sekere kerke nog glo vrouens mag nie in die ambt wees nie. Want dit staan in die Bybel, nee. Net om iets te illustreer daarvan, nee. Okay, kom ons praat oor die teenstrydighede in die Bybel, nee. Daar is tog teenstrydighede, die alles is altyd 100% dieselfde nie. Die Bybel gee vir ons riglyne. Beteken nie dat die Bybel soos 'n stuk propaganda oral mooi of oral, mooi netjies oral bedoel praat. Ek dink nou nie orale tekste, die oorgelewerde tekste, maar orals mooi netjies klop nie, nee. Is 'n boek wat uit die geskiedenis kom en dit dra verskillende perspektiewe en kom daar dan ander woorde soms selfs historiese foutjies wat insluit, nee. Maar wat hier volg is hier's 'n paar voorbeelde, nee. Hier het ek vir julle gesê, diere voor die eerste mens, diere na die eerste mens. Die verskil tussen Genesis 1 en Genesis 2. Lot in Genesis 14. As jy 14 vers 12 lees, staan daar, Lot was Abraham se neef. Maar as jy Genesis 14 lees, dan staan daar Lot was 14 vers 14 lees, Lot was Abraham se broer. So wie was hy nou? Was hy nou sy neef of was hy sy broer? Die 83 het hom 'n bietjie anders vertaal, nee. So jy sal agterkom, dis hoekom ek daar gesê 33 vertaling, want as jy 83 vertaal, dan hulle het waarskynlik agtergekom en ons 'n bietjie anders vertaal nie. Hulle sê familielid. Dink ek is die reg, is die woord wat die vertaling in 83. Ons het weer beklei oor wie's reg. Verstaan? Maar gelees gou die 33 of die 53 op. Ek weet nie wat sê die 2020 nie. Maar die 33 en 53 gaan vir jou sê Lot was Abraham se broer en dan vers 12 lê Lot was Abraham se neef, nee. Eksodus 20, kinders is gestraf oor die sondes van hulle ouers. In Esegiel 18 sê daar kinders word nie gestraf vir die sondes van hulle ouers. So wat moet ek nou glo? Moses was 'n sagmoedige mens, Numeri 12, maar in Numeri 31 staan dan Moses was 'n wrede man. Ek weet hom al, sy moed sit verander. Ja, nee. Of toe Ek is 'n pilletjie se drinkie. Toe Abraham en Sara Egipte toe is, toe sê hy vir die Egiptenaar sy is sy suster. Ja. En nou sê sy vrou op wie albei Ja. mag hy ook in die Bybel word goed gevat. Verstaan? Ja. Noodleen of wat is Ja. dit? 'n wit leentjie. Witleen. Ja, jy sien. 2 Samuel. Die woede van die Here het weer teen Israel ontvlam en hy het Dawid beïnvloed. Gaan tel die Israeliete en die Judeërs, nee. Maar die Here het teen Israel vlam en die Here het vir Dawid beïnvloed, nee. Kyk wat staan in 1 Kronieke 21. Satan het teen Israel opgestaan en Dawid aangespoor. So dis dieselfde verhaal, onthou nou, Kronieke die oorvertelling van die Samuel verhale. Daar's redes daarvoor, ons kan later op by stil staan 'n bietjie, maar een sê die Here het, die ander een sê die Satan het, nee. Kom ons praat oor die verskille in die 4 evangelies. Verskille is dalk 'n baie sterk woord, maar daar is tog nuance verskille, nê. Nee. Kom ons praat net oor, ons is nou in Kerstyd amper, nê. Nee. Ons het nou gister die pragtige Kersverhaal gelees, opvoering gesien, nê. Nee. Maar dit was 'n kombinasie van die Kersverhale van die 4 evangelies. Eintlik streng gesproke, as 'n mens praat oor Jesus se geboorteverhaal, moet jy sê volgens watter evangelie? Want ons verskille. Hier is die verskille. Matteus en Lukas is die grootste verskille tussen Jesus se geboorte, en daar het ek 'n paar uitgewys. In Matteus lees ons die wyse manne besoek vir Jesus. Interessant, gister het al twee hulle besoek, nee. So ander het dit so geskryf dat die wyse manne en die sterrekinders, nee. En die skaapwagters. Lukas praat van skaapwagters wat Jesus besoek het. In Matteus lees ons van Herodes wat Jesus wil laat vermoor of doodmaak, nee, deur die babietjies, toe hy gehoor het hy kwaad geword, toe hy gehoor het
Jesus is gebore, die koning is gebore, die Messias is gebore. So hy word kwaad, hy wil hulle doodmaak. Maar Lukas praat nie eens van. In Matteus lees ons Josef en Maria vlug na Egipte toe, as gevolg van die feit dat Herodes hulle wil doodmaak, die babatjies wil doodmaak, dan vlug hulle Egipte toe. En dan kom hy eens later terug, nie, wanneer Herodes dood is, wanneer hy sterf. Maar in Lukas is Josef en Maria na Nazareth toe, of van Nazareth eintlik na Bethlehem toe, vir daai volktelling, nee, vir sensus. So heeltemal ander invalshoeke, nee. Matteus sê die engel het aan Josef verskyn en gesê sy swanger, en Lukas sê die engel het aan Maria verskyn. Sê hy gaan swanger word, nee. So julle hoor, nee, dat selfs en hier's baie goeie verduideliking vir hierdie verskille byvoorbeeld in Matteus en Lukas, nee. En ons het met die Bybelskool en in die oggende het ons nog ons bietjie dieper hierin gegrawe oor hoekom die verskille daar is, nee, maar daar is baie goeie redes oor hoekom daar verskille is. En ek dink nie ons het nou tyd vanaand om by stil te staan nie, maar al wat ek probeer illustreer is dat as jy sê dis die woord van God wat uit die hemel uitgeval het, dan is hierdie goed problematies. Dit hoef nie problematies te wees nie. Daar is redes vir hierdie goed en mens kan dit baie maklik of daar is baie mooi teologiese verduidelikings vir die verskille, as jy dit dan so as wil noem as verskille. Miskien net dit sê, net dat Matteus en Lukas bietjie uit mekaar nie op dieselfde plek geskryf nie, en dat Lukas waarskynlik dit nie, hoe hy Jesus voorstel, is anders as hoe Matteus Jesus voorstel, bedoelende, vir Matteus is Jesus, of Lukas, Lukas is Jesus hierdie figuur wat van Dawid afkom, nee, so hy moet in Bethlehem gebore word, want Dawid kom uit die stam van Dawid, so daai sirkel moes voltooi word, so vir hom, waarskynlik was die moord van Herodes op die babatjies nie vir hom relevant nie, toe hy dit geskryf het nie, en was vir Matteus relevant. Julle hoor, daar is, dis nie dat hulle teen mekaar praat nie, hulle praat eintlik saam, eintlik kleer hulle mekaar in, maar as jy dit net so sou vat en letterlik lees, sal dit vir jou problematies wees, nie. Vrou by die graf, Matteus versus Markus, hulle het haastig van die graf al weggegaan, oorstelp van skok, maar nog meer van 'n onsaglike blydskap het hulle gehardloop om die boodskap aan sy disippels te gaan vertel, of te gee. Markus sê, die vroue het toe van die graf al weggevlug, want hulle was vol vrees en ontsteltenis, hulle het egter vir niemand iets gesê nie, want hulle was bang. Hoor julle weer, daar kan problematiek wees in dit. Daar hoef nie, ons kan 'n bietjie dieper in gaan later, maar vir nou sien jy die problematiek raak in terme van ons skrifbeskouing. Okay. Matteus 26, op die eerste dag van die fees, Johannes 13, voor die viering van die Paasmaaltyd. Sal 'n gebeurtenis, nee. So Matteus, Markus, Lukas is die donderdag aand wat die Paasmaaltyd voor die kruisiging, en Johannes Vrydag aand na die kruisiging. Okay, so die tyd van die gebeure is 'n bietjie anders in die 3 sinoptiese evangelies versus die Johannes evangelie, nee. Alright. Ons gaan nog, as julle kyk, ons nog so 'n bietjie aangaan. Waar kom die Bybel vandaan? Nadat ons nou al hierdie goed vir mekaar gesê het, so ons het nog so 'n bietjie afgebreek, nee. Ons het ons 'n bietjie huisies afgebreek om te sê, maar jy weet, ons het baie keer 'n wanidee of 'n wanbegrip van wat die Bybel is en waar die Bybel praat, nee. En ons het nou eintlik die tafel gedek en die modderigheid het ons half so op die tafel nou neergesit, nee. So kom ons praat dan nou, om ons te help om hierdie modderige water te verstaan, moet ons nou vra waar kom die Bybel vandaan, nee. So dis nou ons volgende fase. Okay, daar's 'n klippie wat in water gegooi word. Dis half 'n beeld wat ons gebruik nou op ons journey verder. Die Bybel kom uit die geskiedenis uit. Die Christelike geloof is die historiese geloof wat bou op die oortuigings dat God in die geskiedenis met mense gewerk het en dat die Bybel die produk daarvan is. God se werk met mense, God wat met mense 'n pad stap, en die Bybel is die produk. Hy vertel van hoe God met mense pad stap. En dit is om 'n beeld te gebruik, nie die klip wat in die water val, dis die gebeure. So alles wat daar gebeur het in die Bybel
dis die klip wat inval. En die golwe is die tekste. Nee, anders daai rippeltjies wat is die tekste. So dat goed het gebeur en die tekste het ontwikkel uit dit uit. Okay, maak dit sin? Nee? So iemand soos Jacob Wright skryf verhelderend daaroor in sy boek Why the Bible Began, dan toon hy aan hoe daar sonder die gebeure geen Bybel sou gewees het. Die man wat hy probeer sê, daar het goed gebeur. En as hierdie goed nie gebeur het, sou dit nie die teks gewees het nie. Maar die teks ontstaan as gevolg van die gebeure. Okay. So dis al 'n simplistiese manier eintlik om net so 'n bietjie van 'n metafoor te hê waarmee ons werk, nee. So kom ons kyk na die Ou Testament. Alraai, die Ou Testament is regtig is moeilik om met klinkklare helderheid te sê dis wat die Bybel, dis wat die Ou Testament vandaan kom. Okay, daar's 'n groot stuk geskiedenis wat so ver van ons weg is en klomp van die dokumente wat verlore is wat regtig vir ons moeilik maak om almal konsensus te hê en te sê hier is presies ontstaan van die Ou Testament. Ons het 'n idee en teoloë verskil oor dit, maar die verskille beteken nie dis onwaar nie. Die verskille beteken net daar's nuance verskille, nê. So daar's genoeg betroubare navorsing gedoen om met mooi woorde te gebruik, stelligheid te sê dat die ontstaansgeskiedenis van die Bybel ingewikkeld is, nê. Daar trek ek streep deur my pragtige woord met it. Meer so met die Ou Testament as met die Nuwe Testament, okay? Dit is ook nie so maklik om die ontstaansgeskiedenis te rekonstrueer nie. En daar's verskeie weergawes in akademiese kringe, soos ek vir julle gesê het, nie. Die kompleksiteit vererger as dit duidelik word dat een boek soos byvoorbeeld Jesaja, en hier is dalk nuus vir mense, oor 'n paar eeue ontstaan het en dat daar nie 'n enkele outeur aangedui kan word nie. So ons sê altyd Jesaja het geskryf. Maar die navorsing wys eintlik vir ons dat Jesaja oor baie meer as die leeftyd van een persoon ontstaan het en dat dit waarskynlik nie net een persoon is wat Jesaja geskryf het. Maar ons skryf dit toe aan die profeet Jesaja. Daar is sterk aanduidings van die Noord- en die Suidryk se ondergang, nê? Toe hulle gesplit het, die Noord- en die Suidryk daar in die Ou Testament, in die Babiloniese ballingskap en die refleksie oor gebeure in die Persiese en Hellenistiese tydvakke. Die geboortegrond van die grootste deel van die Ou Testament. So die Suidryk, Noordryk, Suidryk, ek gaan nou 'n bietjie vir julle wys gou-gou, en dan die Babiloniese tyd en die Persiese tyd. Dis die belangrike gebeurtenisse in die geskiedenis. En hierdie goed kan ons nie lees ons nie net in terme van die Bybel nie, ons lees van die Ou Testament, ons lees dit ook in ander historiese dokumente. So dis historiese dokumente wat ons help om die tydsvlak te bepaal. Okay. Nou, Ou Testament. Voor 900 voor Christus was hierdie goed nog nie neergeskryf nie. Tot en met dan was dit mondelinge tradisies. Mondelinge het hulle die goed oorvertel. Bloot net dit kon nog nie skryf, ons kon nog nie skryf nie. Mens kan dit amper nie ding vandag nie, maar daar was 'n tyd gewees wat ons nie kon skryf nie. En dan het die stories vir mekaar vertel. Nou dit skep problematiek vir mense. Mense sal sê, ja, maar hoe kan ek nou goed glo wat nou 1000 jaar gebeur het voordat dit die eerste keer neergeskryf is, nee. Hoeveel van daai goed het nie al verlore gegaan nie, nee. Of is nie die waarheid nie, of stertjies wat bygekom het en weggeval het nie, nee. As jy onthou nou, die tradisie van die Ou Testament, omdat hulle nie goed kon neerskryf nie, was hulle geheue baie beter as ons. Hulle kon 'n storie baie meer feitelik korrek oorvertel as wat ek en jy kan. Ons het dit verleer. So daar's baie navorsing wat wys dat die antieke wêreld se mense eintlik hulle vermoë om te onthou en om weer te gee wat hulle gehoor het baie beter is as ons. So dit hoef nie problematies te wees as 'n ou dink dat die Bybel eers hier 900 voor Christus het die goed eintlik eers begin nie op papier nie, op papier is in dierevelle neergeskryf, maar dit hoef nie 'n probleem te wees nie, want dit was hulle tradisie, hulle moes onthou. So hulle brein was baie meer ontwikkel om dit te doen as ons. Omdat ons dit kan neerskryf,
dat ons brein verleer om te onthou, soos wat hulle dit onthou het. Okay. So dis sommer net so iets om in die agterkop te hou, want dis baie keer wat mense sê, nee. Die groter versameling, die Tanakh, 'n dokument wat ons het, wat vir ons vertel, Tanakh vertel van die geskiedenis van Israel. Dis maar net sommer so 'n dokument wat ons gebruik. Vroeë vertalings van die Hebreëse teks in Grieks, die Septuaginta byvoorbeeld, nee. So ons het nie net die Hebreëse weergawe van die Ou Testament nie, ons het 'n Griekse weergawe ook, nee. Hierdie is weer 'n studie op sy eie, wanneer ons praat oor die taalontwikkeling en die tekste self, nee, die verskillende tipe tekste wat ons het. So ons gaan nie te diep daarop ingaan nie, maar dit is net goed om dit in jou agterkop te hou, om te weet dat ons het dokumente waarvan af ons werk. Wat ou antieke dokumente is wat ons gevind het. Ons gaan nou so 'n bietjie dieper op ingaan. En ander woorde die kanon geskiedenis, nee. So hier's 'n bietjie van 'n tydlyn. Net so vinnig. Jy hoef nie te onthou nie, jy goed alles op hierdie goed op, is baie nog ons op Google. Weer as jy so sien, daar is 'n bietjie variasies, dit hang af watter teologiese skool jy gebruik, maar oor die algemeen, hier is so 1500 voor Christus die aardvaders, die aardvaders, Abraham, Isak, daai ouens, 1250 die uittog uit Egipte uit, 1200 die rigtersperiode, Dawid omtrent so 1000 voor Christus. Interessant, dis eintlik lank terug. Wat sy goed afspeel. Die eerste tempel wat gebou is, so 954 voor Christus. Die skering van die Noord- en die Suidryk. Die Samaria wat val, so die Noordryk en die Suidryk. Die Noordryk wat die 10 eintlik met die 10 stamme van Dawid, dit was die Noordryk. Dis waar die skering nou plaasvind, hier was oorlog gewees. Die Suidryk het gebly, in half die suiwerste gebly, in terme van die Jode, in terme van Israel, waar die Noordryk eintlik geskatter het in verskillende areas het gaan wegkruip, en ek kan maar net dink, as jy so skattering gaan wegkruip in die verskillende klein groepietjies, dan ontstaan dan, jy vervleg dan jouself met daar waar jy jouself, aan die ander woorde, baie van die Noordryk het byvoorbeeld na die Persiese lande toe gegaan, waar die Persiese ouens, nou wat gebeur, hulle begin trou met die Persiese ouens, hulle begin trou met die Persiese vrouens, en hulle begin hulle kultuur aanleer, en dis hoekom, so dis 'n groot gebeurtenis, en dan val Samaria, aan die ander woorde, daai hele Noordryk, kan jy maar sê, hulle, toe hulle nog gestaande was, het geval, en toe val hulle plat. Jerusalem wat val, daar 586, dan die terugkeer na Jerusalem toe, tempel wat weer gebou word, Alexander wat oorneem, en so gaan ons aan, nee, tot en met Jesus wat sterf. So dis min of meer, nee, as ons na al die dokumente gaan kyk, dan is dit min of meer 'n oorsig oor die tydlyn, nee, so daar kan ons nou sien, nee, daar by Dawid rond, nee, natuurlik is dit die arkverhale, nee, die verbondsark, nie Noag nie, die verbondsarkverhale van Samuel wat hier ontstaan, nee, Saul se koms en val natuurlik daai tyd, obviously, nee, want is net na Dawid. Dawid, die Javis, oor die Pentateeg, hier is nou 'n bietjie tegnies, ons sal dalk later 'n bietjie daarby stil staan. Miskien net dit noem, nee, dit help ons gesprek. Omdat die Pentateeg, eintlik maar die eerste 5 boeke wat ons sê deur Moses geskryf is, of dis die tradisie verstaan, dat Moses die eerste 5 boeke van die Bybel skryf. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, nee. Wat ons dan ken as die Torah, die wet. Soos wat die Nuwe Testament ook verwys, en verwys na die Torah, die wet, die eerste 5 boeke. Maar as ons na die navorsing kyk, dan sal ons sien die Javis, ander woorde, ons sien verskillende name van God binne in hierdie boeke wat ons laat begin besef, maar miskien was dit nie Moses wat dit geskryf het, wat alles geskryf het. En dit voel asof die tydperk te lank is vir Moses om alles te kon skryf, nie. Dit hoef nie 'n probleem te wees nie, maar dit help ons in terme van hoe ons die Bybel verstaan, nie.
ook van Dawid, Nathan, bla 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 bla, en dan van die psalms wat op in daai tyd geskryf is, nee. Die Noordryk, die Eloïse in die Pentateek, aan weer eens daai, hier sien ons dat dalk was hier 'n paar invoegings gewees binne in die Torah. Aan die woorde, uit hier ontstaan, maar hier lyk dit vir my, lyk vir ons, asof daar 'n bietjie ander goed ingeskryf is, asof hy bietjie gewysig is, en ander stemme wat uitkom. Elia, Elisa, Amos, Hosea, Deuteronomie, Micha, min of meer in daai tyd gebeur. En dis alles, die Deuteromicha, ander woorde Micha 6 en 7, vermoed ons was nie deur die profeet Micha geskryf nie. So ons noem die Deuteromicha, het hier ontstaan, en dis hoekom hy by die Noordryk lê. Dan ons die Suidryk, wat ook hier ontstaan het, nee, daar is Micha, tot en met hoofstuk 5, Jesaja van Jerusalem, ander woorde Jesaja 1 tot 39, wat ons sal sê, dit lyk soos suiwer Jesaja. En dan die Habakuk, Jeremia, Psalm, Spreuke, Esegiel, wat daar gebeur het min of meer, nee. Dan in die ballingskap tydperk, 'n groot deel van ons Bybel vind hier plaas. Ons dink ook dis waar die Deuteronomistiese geskiedenis vandaan kom, Deuteronomium met 2 konings byvoorbeeld, klaagliedere, natuurlik hoe hulle gekla het oor God wat hulle verlaat het, al die goed mens, omdat hulle hier in ballingskap is. Die Deuteronomie, Jesaja, priesterlike dokumente, en so aan. En dan die Persiese Ryk, toe hulle aan bewind gekom het, dan kry ons nou daar al die ander boeke, Maleagi, Joel, Esra, Job, Rut, Jona, en dan ook die voltooiing van die psalmbundels. Sal ons sê, omtrent daar rond gebeur, so na 538 voor Christus, nee. Alright, so dis net om jou 'n idee te gee van die geskiedenis van die Ou Testament, nee, dat dit oor, ek wil ons eens teruggaan hierso, 1500 min of meer voor Christus, nee, dit is 'n geskiedenis wat oor die 1500-1600 jaar lank gebeur het. Waar hulle eers daar begin neerskryf. Alles voor dit is oorgelewerde. Nou kan jy self net indink. Nee, jy kan jy eie konklusies maak rondom dit. Dit beteken nie ons Ou Testament is nie waar nie. Dit beteken net die manier hoe ons na die Ou Testament kyk, moet ons hierdie goed in ag neem. Anders brand ons vingers en sit ons rooi gesig, nee. En dis hermeneutiek wat die goed in ag neem. Alright. Ons praat gou vinnig oor die Nuwe Testament. Right, Nuwe Testament, bietjie anders as die Ou Testament, is bietjie nader aan ons, klaar in 'n era waar ons al kon skryf, waar hulle al klaar die Ou Testament gehad het, boekrolle gehad het, nee, die Ou Testament was nie in 'n bundelvorm soos ons vandag ken nie, dit was boekrolle gewees, dit is ook opgerol het. So jy kry hierdie prentjie van Jesus, waar daar lees hy daai Jesaja en rol hom oop, staan nie so lees hy vir die mense. Maar dit was ooggetuie vertellings van mense wat Jesus geken het, of mondelings en skriftelik. So met ander woorde, daar's meer as net die 4 evangelies. Hoekom sê ons die 4 evangelies wat ons sê die enigste gesagvolle dokumente wat praat oor Jesus? Want hulle is die naaste aan die ooggetuies van Jesus. En hulle is die naaste dokumente aan Jesus, of self, of die disippels van Jesus se disippels, word dit dan nog steeds geldig gemaak en gesagsvolle dokumente maak, nee. So dis die Nuwe Testament. Die dokumente wat ons daar het, is dokumente wat die ouens gevoel het, is dokumente wat die naaste aan die ooggetuies is, en die naaste is aan die oorspronklike tradisie van die eerste eeuse gelowiges, Christene. Dis 'n belangrike ding, nee. Want, hoekom is dit belangrik? Want nou praat ons oor die evangelie van Thomas. Nee, nou vind hulle die evangelie van Thomas, dan vra mense, wat nou? Hier's Thomas, Jesus was getroud met Maria, het kinders gehad. Die Bybel lê ook vir ons. Thomas is geskryf in die 4de eeu. Die evangelies is almal geskryf in die 1ste eeu. So watter een is nader aan die ooggetuies? Is die 4 evangelies. Die evangelie van Maria,
Dis nie die evangelie van Maria lees nie. Ek bedoel, sy was tog die moeder van Jesus. Hy is eers geskryf 4 eeue later. Hy is geskryf in die 4de eeu. Die evangelie van Judas is in die 4de eeu geskryf. So watter dokumente is dan meer aanvaarbaar? Was natuurlik, logies is die dokumente wat nader aan Jesus is, wat nader aan die gebeure van Jesus is, nader aan die ooggetuies is. So dis hier waar ons baie keer 'n bietjie potjie of probeer potjie, nê. So nou hoor ons hierdie goed, ons skrik ons boeg, laat onthou hulle toe daai Da Vinci Code uitgekom het. Nê? Wow, die kerk het vir ons gelieg, nee. Al die ander dokumente van wat nie die Bybel is nie, wat hulle eintlik net nie wil hê ons moet hoor nie, of sien nie, want dan is Jesus heeltemal in sy glorie in, want hy was eintlik, dis alles daar in die Vatikaan toegesluit, en hulle het net vir ons goed gevoer wat vir ons om hierdie narratief te bou van hierdie Jesus wat die Messias is, en wat die Seun van God is, maar eintlik is hy nie, want dis wat die Da Vinci Code nou vir ons sê, en eintlik al wat Dan Brown gedoen het, is hy het al hierdie konspirasie teories gevat en in fiksie ingeskryf, feite en fiksie gemeng met mekaar, en boom, wat gebeur? Die helfte van die Christendom raak hysteries. Ek kan nie vir julle sê hoe baie oproepe het ek gekry, daai tyd was ek in Wonderpark gemeente gewees. Hoeveel oproepe het ek gekry? Ek sê, wow, laat ek net eers self gou Da Vinci Code lees. Lees ek Da Vinci Code, dit is 'n briljante boek, ek love it. Ek hou van hierdie professor Langton, dis 'n amazing karakter hierdie. Ja, maar wat nou? Nee, dit is alles fiksie. Dit kom in die gnostiese wêreld uit. Die gnostieke, daar 4 eeu na Christus, hulle is kwaad vir die Christene. So hulle skryf ander dokumente, die Judas Evangelie is 'n gnostiese dokument. Dit niks te doen met die eerste eeuse gelowiges nie. Die eerste eeuse gelowiges sal lag as hulle daai dokument lees en sê hierdie goed is nonsens. Dis nie wat gebeur het nie. Hoekom nie? Want die goeders is 3 eeue later is geskryf, na die evangelie is geskryf. Hoor julle, omdat ons nie hierdie kennis het nie, net 'n bietjie van die agtergrond het nie, kan mense ons vinnig poot. En dit is eintlik baie eenvoudig as mense daaroor dink. Ja, van perspektief is dit so goed as ons skryf wat in die universiteit gebeur het. Of jy luister na iemand wat daai tyd dit geskryf het. Ja. Dis die tydsverskil. Ja, presies. Dis presies dit, nê. Ek wil hulle doen interessante studies oor die geldigheid, nê, van die evangelies veral. Daar's 'n studie gedoen om te probeer vasstel hoe die name wat in die evangelies gebruik word, en toe vat hulle die name van die disippels, is hierdie name wat in die eerste eeu en vroeg eerste eeu, nie vroeg, ekskuus, middel eerste eeu, is dit name wat daai tyd algemeen bekend was. Soos byvoorbeeld, wat is vandag bekende name? Aiden, Christian, Johan, julle hoor, nee, so dis name wat bekend is in ons area. Jy gaan nie Johan kry in Amerika nie, jy gaan Johan hier kry. Nou, sê die studies, maar die oomblik as jy na die evangelies kyk en jy kyk na die name wat gegee was, is al daai name wat baie bekende name in daai tyd was. In daai plek. Area gebonde. So hulle sê so wat doen dit? Dit sê, wow, hierdie Bybel, die skrywers van hierdie dokumente, dis heel waarskynlik skrywers wat in daai tyd geleef het, want hulle kry selfs die plekke en die name reg. Waar die Thomas Evangelie name in het, wat gebruik was in Egipte in die 4de eeu. Nie name wat gebruik is in Jerusalem in die 1ste eeu. Hoor julle hoekom is hierdie goed belangrik? En hoe hierdie ongelooflike nuwe navorsing ons eintlik baie meer help om te sê die Bybel raak, al is die Bybel al hoe verder, soos wat die tegnologie ontwikkel, kom die Bybel eintlik aan nader, in 'n sekere sin, want ons begin besef, maar dis eintlik pretty amazing om te dink dat selfs buite Bybelse studies oor name, want daai was nie 'n Bybelse studie nie, die teoloog het gesê, kom ons gebruik daai studie en ons pas dit toe op die evangelie, so kyk wat gebeur. Wow, dis scary eintlik hoe dit gebeur, nee. Bome. Wat 'n boom het sy gees ingeklim? Ek kan nie eens onthou nie. Wat is 'n vyeboom, nee? Willevyeboom, nee. Daai willevyeboom wat daar vermeld word, kom net in daai area voor. Nou as daai dokument 4 of 5 eeue later geskryf was, sou hulle dit waarskynlik nie reg gehad het en geweet het dat daai boom net in daai streek na voorkom. Hy groei nêrens anders in die wêreld. En hulle het dit reg gekry. Die skrywer het dit, Lukas het dit reg gekry.
So dis hierdie goed moet ons moet van hierdie goed bewus wees. Dis bitter belangrik vir ons verstaan van die Bybel, nee. Right, so kan ons nou aangaan oor die Nuwe Testament. Paulus se dokumente, die ontstaan van die sinoptiese evangelies, Matteus, Markus, Lukas, is mos nou maar die ouer as Johannes, baie ouer as Johannes. Ons sal 'n bietjie eendag praat oor die Kibron, aan die ander woorde dis 'n bron wat ons nie weet waar ons kry hom nie, ons weet nie van hom, ons vermoed maar ons noem hom die Kibron, wat nog 'n dokument is wat geskryf het oor Jesus se lewe, waarvan Markus, Matteus, of ten minste Matteus en Lukas het Markus en die Kibron gebruik om hulle evangelies in te kleer. Ons sal 'n bietjie later oor daai tipe goeders praat, maar julle hoor dat daar ook 'n ontstaansgeskiedenis van die Nuwe Testament selfs is, nê. Die Johannes geskrifte, die Deuteropoliniese briewe. Deuteropoliniese briewe, met ander woorde briewe wat ons vermoed het was nie Paulus wat geskryf het nie. En weer eens as sê ons dit was Paulus, maar dit was nie eintlik Paulus nie, so wat nou lieg ons nou? Is dit nou 'n issue as ons sê dis nie Paulus nie? Nee, want in die antieke wêreld het dit so gewerk dat ek vir jou die reg gee om namens my te skryf. So ek sou vir Saul sê maar ek was Paulus in die antieke wêreld. So ek vir Saul gesê, Saul, jy ken my so goed, jy het onder my studeer. Jy weet presies wat ek sou sê. So ek gee vir jou toestemming om verder te skryf onder my naam, asof dit ek is wat skryf, want ek weet jy gaan skryf wat ek sou geskryf het. Dis Deuteropolinies. So ons skryf dit toe aan Paulus, maar dis nie noodwendig Paulus wat geskryf het nie. Want die Grieks is anders, die sinskonstruksies is anders. Jy kan sien dis nie Paulus wat geskryf het nie. Die tweede deel van 2 Korintiërs is nie Paulus byvoorbeeld. Efesiërs is nie Paulus nie. Is Deuteropolinies. Is dit probleem? Nee, is nie 'n probleem nie. Verstaan die wêreld van die Nuwe Testament en jy dink aan die konsep van 'n seelring. Want hulle in die antieke wêreld die konings het seelringe gehad. So 'n brief geskryf het, die was so gedruk en druk hy sy ring aan. Elke ring het sy eie unieke prentjie mos nou maar gehad, as ek die simpel woord prentjie kan gebruik. Wat jy geweet het is hierdie koning en daar's net een so ring en 'n sy ring. Nou kan hierdie koning die ring gee vir iemand anders en sê skryf 'n brief namens my, seël hom met my ring. Dit is eintlik maar wat Paulus gedoen het. Maar dit was standaard praktyk. Vandag sê ons is plagiaat. Jy mag dit doen. In die antieke wêreld was dit nie plagiaat. Dit was gewone goeie genade ons tyd. Alright, kom ons stop hier vanaand met hierdie, dan kan ons volgende week daaroor aangaan. Ek wil net daar sien, dit het nog 'n klomp goed vir waar die boeke lê. Maar kom ons sluit hiermee af. Hier sien julle die kronologie van die Nuwe Testament. So hoe ons hom het is nie hoe die boeke geskryf is nie. Ons het Markus of ten minste Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge. Dis die eerste 5 boeke in ons Nuwe Testament. Dit is nie kronologies in die regte volgorde nie. Okay. Wat is eerste? 1 Tessalonisense is die oudste dokument wat deur Paulus geskryf is. Paulus se dokumente of sy briewe is baie ouer as die evangelies. Paulus se briewe so hier 35 na Christus min of meer dat hy begin skryf. Tot die 60 na Christus, nee, min of meer daai dokumente, nee. So sien julle hierso is die van oudste na jongste, nee. So 1 Tessalonisense, 2 Tessalonisense is nie Paulus nie. Dis Deuteropolinies. So sien julle hy's baie later geskryf. So 1 Tessalonisense, Galasiërs, Korintiërs, daar gaan ons aan. Romeine, daar's Markus. Eers. Nee. En dan tussen Markus, dit kry ons hier, daar's Matteus. En dan tussen Matteus, daar's Johannes, en Matteus en Lukas min of meer daar, nee. Lukas, hierdie is debatteerbaar. Of Lukas daaroor en of hy nader aan daaroor. Dalk eerder, hy is definitief voor Johannes. Maar sien julle hoe loop hy? Gaan hy. Interessant, nee. Okay, kom ons pause daarvoor vanaand. Ons kan nog verder gaan. Ek wil dalk net hierdie vir julle wys. Andre, ek weet jy het nou gevra oor die besluit oor die kanon, nê.
van hier af verder kan ons eintlik maar vir mekaar sê as ons daar wil uit. Dis maar net waar dis die kronologie van die Nuwe Testament. Kom ons eindig hierso. Kom ons eindig. Dit voel vir my ons gaan te stomp eindig as daar. Kom ons praat gou oor hierdie dokument, die Muratori Fragment, noem hulle dit. Ek weet nie wat die Afrikaans is nie. So 170 na Christus is hierdie dokument geskryf. Nou dit bevat die oudste lys van Nuwe Testamentiese geskrifte. So dis 'n manuskrip wat ons het met ander woorde, nee. Onthou nou, ons werk met manuskripte. So hier is nog 'n mite. Mite sê ons werk met vertaling, is nie die waarheid. Ons Afrikaanse vertaling is nie vertaal uit Latyns of uit Duits uit nie. Ons Afrikaanse vertaling is vertaal uit die oorspronklike Grieks en Hebreëus uit, oor die oorspronklike manuskripte uit. So daar is hierdie kritiek wat sê dat dit is vertaling, so hulle praat van die telefoontjie, so hy begin daar en dan gaan hy nou so deur, en die boodskap wat daar uitkom is heel anders as wat hier bedoel was. Dis nee, dis glad nie hoe die Bybelvertaling werk nie. Elke taal wat die Bybel vertaal is, word vertaal vanuit die oorspronklike tekste uit. So die oorspronklike tekste het ons manuskripte voor. En ons het nie net een Ou Testament en Nuwe Testament manuskrip nie. Daar is duisende van hulle. Ons duisende weergawe van die Ou en die Nuwe Testament wat ons het, nee. So is die oudste een wat ons het, waar die goed bymekaar begin kom het, waar die ouens so wat nou begin gebeur het is, net die Christene in die eerste eeu, so in die einde van die eerste eeu, begin van die tweede eeu, middel tweede eeu, het die Christene nou al die dokumente begin, kom ons praat nou net Nuwe Testament, hierdie dokumente begin kry, die briewe van Paulus, nee, omdat daar was die fotostaatmasjiene nie, so wat moes hulle doen? Hulle moes dit oorskryf. So nou kry ek 'n brief van Paulus af, maar ek wil 'n kopie vir myself hê, so ek gaan hom oorskryf. Obviously in die oorskryf van hierdie dokument mis ek miskien 'n woord of twee, of ek raak iewers in die slaap, is by kerslig, ek mis dalk hier iets en ek skryf hierdie ander Griekse woord. So nou het ons twee weergawe van Paulus se brief. En die twee weergawe is 99% dieselfde, maar daar is so 'n persent wat dit nie dieselfde is nie. Dis maar die foute wat inkom in die oorvertaal. Okay. So het hulle hierdie dokumente begin vat, so einde eerste eeu, begin tweede eeu, middel tweede eeu, selfs nog later aan. Maar dis wat min of meer begin het, gesê, maar hierdie dokumente is ons belangrik, ons wil dit hê. Kom ons probeer om 'n bundel te maak, of kom ons probeer om hierdie boeke, nee, so dan het jy nou 'n vertaler, of nie 'n vertaler nie, jy het 'n ou gehad wat nou geskryf het, dan probeer hy al Paulus se briewe nou in een dokument skryf. En die evangelies in een dokument skryf. En so kry ons dan nou die oudste een wat ons het, wat die meeste Nuwe Testamentiese goed kry, bevat, is die Muratori fragment van so 170 na Christus. So André, dis waar dit begin het. Okay. So mense wil sê, Konsilies van Nicea, dat dit daar aan mekaar gesit is, nee. Dis 'n tradisie van etlike honderde jare waar die ouens die gesag van die dokumente bepaal het. Sowel as die nie aanvaarbare boeke, dis net interessant van daai dokument, so hy het nie net die gesagvolle boeke gehad nie, hy het die ander boeke ook ingehaat, maar hier sien ons al iets van 'n kanon wat begin ontwikkel, nee. As ons begin sê, maar kom ons begin hierdie goed. Net 'n kantlyn aantekening, die meeste van julle weet dit, maar net om seker te maak ons almal weet dit. Op dieselfde bladsy, onthou net, toe die ouens geskryf het, hulle dokumente geskryf het in die Nuwe Testament, het hulle nooit gedink dat hierdie dokument opgeneem gaan word in 'n Bybel wat ons die kanon noem, wat ons sê dis God se woord nie. Dit was nie in hulle koppe nie. Al wat hulle wou doen is hulle wou hierdie goed vertel het vir mekaar. Ek skryf dit neer en ek stuur dit vir jou. Ons het dit later, soos wat die geskiedenis oploop, het ons begin sê, maar hierdie goed is 'n waarde oor God, en ons het in 'n kanon vertolk. As jy nou vir Paulus uit die doodheid opwek en jy sê, vermoede jy 2/3 van jou dokumente bestaan uit die woord van God uit, gaan Paulus op sy rug val en sê, wag nie aan. Julle hoor wat ek sê, nee, het is baie belangrik om dit te besef. En ons het nooit geskryf om te dink hulle boeke gaan so opgeneem word. Okay, dan Tertullianus, so 160 tot 22 na Christus, daar in Noord-Afrika, hy gebruik hierdie begrippe Ou Testament, Nuwe Testament vir die eerste keer. Nee? Maar Tertullianus gebruik nog nie die woorde testament nie, of hy gebruik Ou en Nuwe, nie testament nie, maar Ou en Nuwe, nog nie testament nie. Hy verwys na die twee dele van die Bybel. Okay?
En so word die grondslag gelê vir die Ou en Nuwe Testament. En dan kom ons by Athanasius, so 369 na Christus, en daar begin ons sien, as ons na sy dokumente lees, dan begin ons besef, maar daar het die dinge begin by mekaar kom. Daar word algemeen aanvaar dat die Nuwe Testament kanon met die sogenaamde 39ste paasbrief van Athanasius van Alexandrië beklink. Dus ander woorde, Athanasius is dan ook die eerste wat melding maak van die ta canonica, ta biblia, ander woorde, die kanon, die Bybel, die kanoniese teenoor die apokriewe boeke stel. So hy kom en sê, waar is hier 170 dokumente, die apokriewe boeke by, kan jy maar of sê, waar hy kom en sê, nee, hierdie is nie gesagvol, of nie hy, want dit is nie hy wat het sê nie, dis waar ons het raak lees, in dit wat hy geskryf het, kom ons agter, maar hier die ouens begin sê, hierdie boek is nie gesagvol nie, en hierdie is gesagvol, maar dit is iets wat vir 'n lang tydperk kom, nee. Ek wil nie gaan vinnig vir julle wys hoe lyk, daar's 'n dis hoe die manuskripte lyk. Hierdie is die Codex Sinaiticus of die Codex Sinaiticus, wat een van die dokumente is. In die 4de eeu word hy gedateer. Hy is nie in die 4de eeu, die stories is nie in die 4de eeu geskryf nie, in die 4de eeu het hulle hierdie goed bymekaar begin sit. Ok, daar is 'n verskil. Thomas Evangelie is in die 4de eeu geskryf. Hierdie is waar hulle die goed bymekaar, Matteus, Markus, Lukas, Romeine, alle goed bymekaar. Maar dis hoe dit gelyk het. Sien jy dit het gelyk, nê? So dit was hierdie die Codex Sinaiticus was op dierevelle geskryf. Hy was geskryf in Grieks. En op die oomblik is hy gebeere in die St. Catherine's monasterie. Daar word hy bewaar. Hy kom uit 3 lande uit, 3 vaste lande, nê. Hy was in Rome, Caesarea in Egipte. Sê hulle, hy was eers daar geskryf. En daar. So daar kan jy 'n bietjie nader sien, ek weet is moeilik, jy is dit ver, maar sien jy die Grieks, is in hoofletters, is net hoofletter Grieks. Ek weet gerief, dit vir die volgende wys. Kom nou jou Pienat, nou nie, skuif nie. Daar soos die Vatikanus, die Codex Vatikanus, nee. Sien jy, hy lyk anders. So 'n bietjie anders. Hy is ook op dierevelle geskryf. Hy kom ook in die 4de eeu uit. Jy weet, skryf daar's ook hoe hy lyk. En jy kan hier sê vir jou presies hoeveel dokumente bevat hy van die Nuwe Testament en die Ou Testament dokumente. Watter het verlore geraak, watter het verbrand dalk, watter stukke het water gekry en dan, ek het hom nie ingeplaat, dit is soek om in die weg. En dan, wacht nou, ja, dit was daai twee wat ek vir julle bewys. Dan kry jy nou ander dokumente wat genoem word die P56 sê nou maar, of P66, P66, wat uitgaan, die P staan vir papyrus. Anderwoorde, dit was nie op dierevelle geskryf nie, daai dokumente was op papyrus geskryf, wat maar amper soos papyrus is ons, 'n baie primitiewe vorm daarvan. Maar dis P66 en weet ons, P66 is een van die dokumente wat dele van die kanon bevat, soos ons hom ken, wat in Grieks geskryf is. Die Septuaginta op papyrus geskryf is, wat die Griekse vertaling van die Ou Testament is. So, nou het ons al hierdie dokumente, en nou kan ons hierdie dokumente gebruik om vertaling te doen. Ons kan diep in dit ingaan dat daar's dele wat in een dokument is wat nie in 'n ander dokument is nie. En hoekom dit nie daar is nie. Daar's allerlei interessante. Dit is baie interessant as jy oor hierdie goed begin ingaan. Maar die punt wat ek probeer maak is net daar's verskillende dokumente. Daar's duisende van hierdie Codex Vaticanus en wat soos wat die mense oorgeskryf het en oorgeskryf het en oorgeskryf het. En dan kan ons hierdie goed alles bymekaar sit en dan maak ons dan sit ons die Griekse Bybel bymekaar en 'n Hebreëse Bybel en ons sit en dan vertaal ons vanaf dit. Okay. Dis waar die tekskritiek vandaan kom. In julle Bybels. Iemand gewoon nie van daai het jy tekskritiek by? Is nie Hoor, ja.
Ja, hier is ook die tekst bij in Matteus, misschien is het weertjies, daar was al nog ieders, dan is die weertjies waar ons so geweest. Maar dis daai sien jy daai teks hier onder. Nee. So daar sal staan weer, daai weekie beteken net iewers nou hier is 'n woordjie wat 'n weekie bo hom het. En dit beteken dit kom in Maleagi 3 vers 1. So hierdie is byvoorbeeld 'n verwysing. Sê dit verwys na Maleagi. Maar daar is volgens Jesaja, ek wil net eers sien wat nie sê volgens nie, maar wat sê wat iets vir die Septuaginta sê. Waar is dit dan? Hierso. Hierso. As jy nou by F hierso sou sê, dan staan daar in die grondteks, in die gebruikte grondteks kom dit nie in vers 21 voor. So met ander woorde die teks, die wat ook al, of dit in die Codex Vaticanus was of die Codex wat gebruik is om hierdie stukkie te vertaal in Afrikaans. Die ander ene het nie daai woord in nie. Want hulle is nie 100% dieselfde nie. En dis hoe hierdie goed werk. Dis wat hier staan, dis hoe dit daar staan. So dit maak dit makliker. En dan weer eens as ek kom en sê, maar hulle die goed is nie dieselfde nie. Dan ons weer is nie dieselfde nie. En as ek dit nie dieselfde is nie, want ons verstaan hoekom dit nie dieselfde is nie. Daar's nie wesenlike goed wat verskil nie. Die een sê nie Jesus is die Messias en die ander sê Jesus is nie die Messias nie. Dis nie daai verskil nie. Dis klein fyn nuansies wat nou maar ingekryp het met die oorvertaling. En dan met die verskillende vertalings die verskillende kodekse gebruik op die einde van die dag. En dis hoe jy die verskille van die Afrikaanse vertalings byvoorbeeld kry. Dis 'n verskille kry in die Engelse vertalings van die kry. Dis nie major verskille soos ek sê nie, maar daai verskille is as gevolg van dit hang af die vertalers of hulle van waar gaan jy nou heen? Of jy van die Codex Vaticanus of die Septuaginta gebruik het of wat ook al gebruik het, nee, om visueel te vertaal. Maar dis goed om hierdie goed so 'n bietjie in die agterkop te hê om te besef dat dit nie eenvoudig is. En dat as mense kritiek uitspreek teenoor die Bybel, dat dit is nie so eenvoudig nie. As jy nie die agtergrond het nie, gaan jy moeilik en gaan jy maklik kritiseer en fout vind. As jy nie verstaan waar die foute lê en hoekom dit daar is nie. OK. Ek dink dis dit vir vanaand. Kom ons stop daar. OK. Kom ons reflekteer net gou vir 'n oomblik. Dit is 'n bietjie langer aangegaan, ek is vreeslik jammer. Waar is julle in julle kop? Is julle okay? Nuwe nuus, ou nuus? Dalk goed 'n bietjie meer verstaanbaar is, nog minder verstaanbaar, meer de mekaar. Nuwe nuus. Interessant. Ja, baie interessant. Ek verstaan 'n bietjie beter waar dinge vandaan kom. Okay. Dit is my goeie refresher geweest want ek het al so 'n bietjie vak gehad wat ek al bietjie met hierdie goed gedoen het. Dit is goed om weer al hierdie goed te hoor. Want dit is onthou nie dat van die goed begin 'n mens na dit. Ja. Dit is goed om weer alles te hoor. Okay. Ek het nou verskriklik vinnig die laaste rukkie gegaan, want ek het nie besef toe ek voorberei dat ek eintlik vir 2 ure voorberei het nie. Ek het so ons gaan dalk van hierdie goed net weer bietjie vasvat volgende week. Net bietjie dalk stadiger en duideliker van hierdie goeters deurgaan en dan gaan ons begin raak aan die verskillende genres wat belangrik is rondom die Bybelboeke en so aan, nee. Dat ons klaar bou, ons is nou nog net 'n stukkie begin bou met hierdie inligting. Okay. Alright, julle, dit is dit. Dankie. Ek sien julle dan volgende week. Nou hoop gaan ek nie dan langer as 'n uur en 'n half. Julle raak so passief oor hierdie goed, want dit is so amazing. Lekker ons vir julle. Veilig ry.